Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Waarom het antieke mense die gode met bloed probeer paai? Kom ons stap so 'n bietjie 'n paadjie vandag deur die mensdom se reis langs die sekerlik oudste ritueel wat daar is. En dis 'n ritueel wat ons as moderne mense ontstel, wel dit ontstel my. Maar ek dink dit sal jou dalk nie ontstel as jy geleer het om daaroor te lees sonder om te visualiseer nie. Maar wanneer ons daarvan hoor, dan dink mense vandag aan primitiewe mense, aan bygelowigheid, aan wreedheid, donker tempels. Maar die werklikheid is baie meer genuanceerd en ingewikkeld as dit. Vir duisende jare was bloedoffers een van die mees algemene godsdienstige praktyke op hierdie aarde. Dit het voorgekom in Mesopotamië, in Egipte, Kanaan, Israel, Griekeland, Rome, Afrika, Indië, China, die Amerikas, en dit kom vandag nog in sekere wêrelddele voor. Die vraag is, waarom het soveel verskillende kulture onafhanklik van mekaar dieselfde ding gedoen? Waarom bloed? Waarom offer? Nou mens moet weer na daai ou hol teruggeryde tema van my toe terugkeer om net daai gegewe weer in jou geheue te herroep. Een van die mees basiese gegevens rondom die mens, maar ook dan veral die antieke mens. Die antieke mens het nie geweet wat siektes veroorsaak, waarom droogtes voorkom, waarom kinders sterf en waarom aardbewings plaasvind. Die wêreld was uiters onvoorspelbaar. Die natuur was deksels gevaarlik. Daardie mense het voortdurend gevoel dat hulle uitgelewer is aan 'n magte wat hulle oorweldig, hulle hele lewe kan verswelg. En wanneer 'n mens onseker voel, dan probeer jy beheer oor omstandighede bekom. En bloedoffers was vir hulle een van die oudste en bekendste wyses waarop hulle geleer het om die voortdurend ontwykende beheer oor die kragte en magte terug te kry. Maar waarom dan nou met bloed? Daar's 'n rede voor. Bloed was in 'n besondere lig, of moet ek sê, begripsdonkerte beskou. Wanneer bloed uit 'n liggaam vloei, verdwyn die krag, die warmte en die lewe. Die antieke mens kom toe dus tot hierdie gevolgtrekking. Die lewe is in die bloed. Ons vind hierdie idee oral in die antieke nalatenskap. Byvoorbeeld in Levitikus. Dit klink so: die lewe van die liggaam is in die bloed. Maar dieselfde gedagte bestaan reeds eeue tevore in talle ander kulture. Bloed is dus lewe, energie, krag, heilige essensie. En wanneer bloed geoffer word, word lewe geoffer. Die vloei van die bloed is dus nie een van die simptome van 'n afsterwe deur geweld nie. Dit is die essensie van daardie persoon se lewe wat die liggaam verlaat. As hulle dit dus aktief kan laat gebeur en dit bied as 'n offer, dan is dit die hoogste eer wat hulle kan betoon. Nou die eerste bloedoffers het waarskynlik onder die jagters en versamelaars voorgekom. En sulke samelewings het geglo, die dier gee sy lewe vir ons
en daarom moet die dier met respek behandel word. Daarvan hou 'n mens. Maar hulle het geglo dat die bloed van die dier word nou teruggegee aan die aarde, aan die geeste of in baie gevalle aan die voorouers. Dit het nog lank nie oor skuld en moraliteit gegaan nie. Dit het oor 'n wederkerigheid gegaan. Die natuur gee aan ons en ons gee iets terug. Nou in die oudste stede van Mesopotamië het 'n nuwe gedagte ontstaan. Die gode moet gevoed word. Ons moet hulle kos gee. Nou voor ek voortgaan om hierdie punt uit te lig, wil ek net ons fronse wat van selfs kom wanneer ons na sulke primitiewe goed luister, 'n bietjie verdiep deur te wys op soortgelyke primitiewe bygelowigheid wat vandag steeds in ons samelewing in die middelklas van Suid-Afrika floreer. Onlangs plaas 'n slangvanger 'n storie oor 'n pofadder wat hy in 'n huis in 'n middelklas woonbuurt gevang het. Hy maan mense om van professionele dienste gebruik te maak wanneer hulle 'n slang in hulle erwe teekom. Pleks daarvan om na die eerste graaf te soek en die reptiel daarmee by te dan. Wat was die mense se reaksie? Onthou ek sê, dis middelklas mense in Suid-Afrika. Ek het na meer as 100 kommentare gelees en toe opgehou lees, want ek was geskok. Om dit op te som het dit so geklink. Jy moet jou Bybel gaan lees, dan sal jy weet die Here het gesê, jy moet sy kop vermorsel voor hy jou hakskeen byt. 'n Hele paar mense het dit presies so gestel. Nou behalwe vir die verdraaiing van daai versie, kan ek die vreesimpuls verstaan dat 'n mens na 'n graaf wil laat gryp. Want ons as mense, oor die algemeen, kom kennis van slange kort om die intensiteit van ons vrees te kalmeer. Maar wat my geskok het, was die volgende. Talle mense het geskryf in kruitaal en verneig dat 'n slang die Satan is. Ja, jy het reg gehoor. 'n Slang is die Satan. Talle mense het dit gesê. Hy is boos en hy verdien nooit om te lewe. Nou met dit in gedagte, kom ons keer terug na die mense van Mesopotamië en hulle bygeloof. Wat nie heeltemal so onvergeeflik of ver gesog is as jy nou dink waar talle mense vandag steeds vasgehak bly nie. Die gode regeer in Mesopotamië in hulle kop die wêreld. Hulle beheer reën, vrugbaarheid, oorloë, oeste. Dis jou hele lewe. Mense is dus vir hulle lewensafhanklik van die guns van die gode. Offers word weer eens 'n soort uitruiltransaksie. Jy gee iets en die gode gee vir jou lewe. Diereoffers word toe op gereelde grondslag gebring. Die bloed word belangrik, omdat dit die lewe is. Nie net simboliseer nie. Hulle het geglo dat hulle die lewe self aan die gode teruggee, omdat die gode na hulle lewe omsien. Nou hier ontstaan die idee wat vandag steeds in miljoene huishoudings leef. As die gode tevrede is, sal my wêreld stabiel bly. Ons skuif oor Egipte toe. In Egipte kry ons 'n totaal ander motief vir die offer. Die Egiptenare het minder op skuld gefokus. Hulle groot bekommernis was chaos. Nou julle is seker nou teen hierdie tyd al goed moeg vir my uitlating dat chaos en die bekamping daarvan 'n sentrale tema in ons as mensdom se siege is. Nou die Egiptenare se woord daarvoor was isfet. Die teenoorgestelde was ma'at, wat orde, harmonie, balans beteken. Offers het volgens hulle gehelp om die kosmiese balans te behou. Die bloed self was ook nie vir hulle, soos by die Mesopotamiërs, die belangrikste element nie. Die ritueel was. Die offerritueel self het as bewys gedien dat hulle met die handhawing van die orde in die heelal saamwerk. In Kanaan en by Israel
kry ons weer iets heeltemal anders as by hulle. Hier kry bloedoffers 'n totaal nuwe betekenis. Dit verander van 'n gawe aan die gode na versoening met God in 'n verhouding. Dit word net soos met die Hebreëse vloedverhaal ook hier 'n morele kwessie. Nou gaan dit nie net oor gode se guns nie, dit gaan oor die mens se sonde. 'n Mens sien dit veral in Levitikus. Die offer word 'n middel tot versoening, tot reiniging en herstel van jou verhouding met God. Hierdie simboliek was vir hulle baie kragtig, want die dier sterf, die mens leef. Die offer dra simbolies die las, die sondelas, die skuld van die hele gemeenskap. En hier ontstaan die idee van plaasvervangende lyding. Iemand anders dra die koste van my vergrype. Iemand anders ly in my plek, die nagevolge. Die versoeningsdag en die sondebok was een van die interessantste rituele in Israel. 2 bokke was op hierdie dag gebruik. Die een was geoffer en die ander een was simbolies belas met die volk se sondes en dan is hy in die woestyn ingestuur. Wat het hier gebeur? Die gemeenskap plaas hulle sondeskuld op iets anders. Nou hoorie, dit is een van die oudste voorbeelde en baie visies van wat ons vandag nog doen. Ons projekteer ons skuld voortdurend op ander, op groepe, op vyande, op politici, op vreemdelinge. En die ritueel leef voort. Dis net die vorm wat verander het, en dit het minder tasbaar geword, meer verbaal miskien, maar ons doen dit steeds. Nou stap ons Griekeland toe. Hier word die offer 'n samebindende faktor vir die gemeenskap. By die Grieke was 'n offer dikwels 'n fees. 'n Dier word geoffer, die gode ontvang die rook, die mense eet dan saam aan die vleis. Wat interessant is dat die rykes al die goeie snitte gekry het, heerlik gesmik, en in die laagklas wat laat in die dag eers kon aankom, omdat hulle die hele dag hard moes werk, moes met die oorblywende oorskietstukke tevrede wees. Maar nietemin, offers het die gemeenskap saamgebind, want dit het 'n gedeelde identiteit geskep, dit het hulle in hierdie loyaliteit en identiteit gevestig, en dit het hulle gevoel van verbondenheid besorg. So die bloed word dus nie net 'n godsdienstige simbool nie, dit word 'n sosiale simbool. En die Grieke was mos nou maar eenmal 'n baie joliger loetjie geweest, byvoorbeeld as die Here se volk daar in Kanaan en in Israel. Grieke het lekker geparty. Nou kom ons by die deel wat die meeste van ons bitterlik ontstel. Menslike offers. Dit het wel bestaan. Ek hoop nie dit bestaan vandag nog nie. Kom ons probeer verstaan waarom, en dit gaan vir julle vreemd klink dat ek dit sê, maar 'n mens kan verstaan waarom. Dit het gewoonlik plaasgevind ten tye van groot droogtes, oorlog, politieke krisisse en hongersnood. Die logika hierachter was bitterlik eenvoudig. Hoe groter die ramp is, hoe groter moet die offer wees. As 'n diereoffer dus nie werk nie, dan word 'n mens geoffer. Nie omdat die mense sadisties was nie, omdat hulle uiters desperaat was. Ek het gesê ons kan dit verstaan aan die hand van hoe primitief hulle nog was, maar hulle was ook desperaat en daarmee kan ek en jy identifiseer. Ons almal doen goed wanneer ons desperaat is, selfs ons wat beskaafd is, wat ons nooit andersins sal doen nie. Nou die bekendste voorbeeld van menseoffers kom uit die Aztekese wêreld. Hulle het geglo, die son leef omdat die gode hulle self geoffer het. Nou moet die mense die son voed. Hulle het oorgeneem die werk van die gode. Hulle moet offer met bloed. As dit nie gebeur nie, kan die kosmos ineenstort. Die son kan sterf en die wêreld kan eindig. Vir die Azteke was die offer dus nie barbaars nie. Dit was 'n daad van kosmiese verantwoordelikheid. Dit kan, as jy jou in hulle skoene plaas,
met hulle wêreldbeeld vergelyk word met ons beraad rondom aardverwarming. Hulle het hierdie enorme prys betaal om die planeet van ondergang te red. Ons is nie eers bereid om minder as dit te doen deesdae nie. Ons stap Indië toe. Nou is daar 'n baie groot verskuiwing in die offermotief. In die vroeë Vediese tydperk speel diereoffers 'n groot rol. Maar later het dit verander. Die vraag wat toegevra was is: wat as 'n ware offer nie 'n dier is nie, maar my ego? Die Upanishads, die Hindoe-denke en later Boeddhisme verskuif die fokus dus van 'n uiterlike bloedoffer na innerlike transformasie. Ek het dit in my vorige reeks praatjies oor antieke denke ook gesê. Die grootste offer word hier dat jy verknogtheid aan goeder sal offer, trots sal offer, selfsug en onkunde sal offer. Dit raak meer innerlik. Nou stap ons na die Christendom toe. Hulle het wat jy noem 'n finale offer. Die Christelike tradisie wat ek en jy ken, die hoofstroomtradisie, het die Joodse offerstelsel oorgeneem en herinterpreteer. Jesus word beskryf as die lam van God, so hulle neem daai beeld. Sy dood word verstaan as die finale offer. Dit beteken hulle besluit, hierdie dood het alle offers beëindig, dit vervang alle ander offers. En daarom het diereoffers geleidelik uit die Christelike wêreld verdwyn. Van die kruis het die nuwe altaar geword. Nou, waarom het bloedoffers verdwyn? Nou praat ek in die algemeen. Waarom het dit verdwyn? Met verloop van tyd het iets baie belangriks gebeur. Moraliteit het rituele vervang. Die mense siege het enorme skuiwe gemaak en gegroei. Die nuwe pleidooi deur die profete was: God wil geregtigheid van die mense. Jy moet reg glo, jy moet reg doen, jy moet mooi leef. En filosofe tokkel ook 'n ander snaar en sê, die mense probleem lê in sy denke. Die boeddhiste het gesê, ons probleem lê in ons gehegtheid en ons begeerte. Moderne mense vandag sê, die probleem lê in menslike gedrag. Die mense fokus beweeg dus van bloed, hierdie uiterlike ding en ritueel, na bewussyn en 'n innerlike transformasie. Maar nou is die vraag, en dis my toepassing, offer ek en jy nie steeds vandag nog nie? Hier is relevantie van die mense offermotief selfs in ons tyd, in ons as ons sekulêre mense is. Ek en jy ingesluit. Ons offer steeds. Net nie meer bokke nie. Ons offer tyd vir geld, slaap vir sukses, gesondheid vir prestasie en voorkoms, verhoudings vir ambisie, betroubare liefde vir nuwe opwindende liefde. En so kan die lys aangaan. Ons offer steeds. Die vraag is net, aan wie? Wanneer ek en jy na bloedoffers kyk, sien ons myns insiens nie bloot bygeloof nie. Ons sien die mensdom se worsteling met 'n paar goed. Met dood, met skuld, met chaos, met onsekerheid, met betekenishegting in hierdie lewe en 'n lewe wat ons myne kan noem. 'n persoonlike planeet, my mikrokosmos. Bloedoffers was een van die eerste antwoorde op die vraag: hoe leef ons in 'n wêreld wat ons nie kan beheer om vir ons 'n kosmos of 'n mikrokosmos te wees nie? Nou met verloop van tyd het hierdie antwoord verander. Dit het van 'n offer beweeg van bloed na gedrag, na karakter, na bewussyn. Maar onderliggend bly die vraag dieselfde. Die belangrikste les van almal lê hierin opgesluit. Die geskiedenis van offers vertel ons minder van mense se verhoudings met die gode, as wat dit die kernvraagstukke van ons bestaan op hierdie planeet aan ons wys. Dit verklap dit aan ons, dat ons onsself in 'n spieël kan sien. As ek wil weet waaruit my mikrokosmos bestaan,
As ek wil weet wat my waardes is, as ek wil weet wat regtig my definisie van die lewe is, moet ek kyk waar my offeraltare staan en wat ek daagliks daarop tot as verbrand. Waarvoor verbrand ek en jy onsself? Waarvoor brand ons uit? Ek gaan afsluit en dit weer sê. As ek wil weet waaruit my mikrokosmos bestaan, as ek wil weet wat my waardes is, as ek wil weet wat regtig my definisie van die lewe is, moet ek gaan kyk waar my offeraltare staan en wat ek daagliks daarop tot as verbrand. My vraag is, waarvoor brand ek en jy onsself uit? Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.